Goeienaand, broers en susters. Geliefdes, ons intogtlied is gesang 351. Ons kan hom so 2 keer saam sing. Goeienaand, broers en susters. Geliefde gemeente, baie welkom by hierdie besonderse middernagdiens, waar ons saam die jaar afsluit en 'n nuwe begin vier. Dit is 'n vreugde om vanaand saam te wees in die teenwoordigheid van die Here, om terug te kyk met dankbaarheid en vorentoe te sien met hoop. Namens Dominee en die Kerkraad spreek ons opregte dank uit vir u ondersteuning, u bydraes en u volgehoue gebede deur die afgelope jaar. Die liefde en toewyding van hierdie gemeente het die liggaam van Christus versterk. En ons glo dat die Here elke daad van diens en elke gebed gesien en geseën het. Terwyl ons die nuwe jaar ingaan, bid ons dat die Here se seën, voorspoed en gesondheid oor elke huis en elke hart sal rus. Mag sy vrede u dra, sy liefde u omvou en sy lig u pad verhelder in die dae wat voorlê. En bo alles, laat ons saam alle eer, lof en aanbidding aan die Here gee vir die genade wat hy in 2025 oor ons uitgestort het en vir die groot dinge wat hy in 2026 nog gaan doen. Aan hom alleen behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid. Weer eens 'n hartlike goeienaand, geliefdes. Ons is dankbaar vir die Here ook dat ons steeds in hierdie tyd wat ons is, nog steeds 'n middernagdiens kan hê en dat ons steeds hier by mekaar kan kom, ongeag wat in ons gemeenskap aangaan en wat om ons aangaan, dat ons steeds vir die Here dankie kan sê, kom sê vir die jaar wat hy vir ons deurgedra het. Ons weet dat almal het nie maanskyn en rose ervaar nie, maar ons weet dat die Here met ons was en daarvoor is ons dankbaar en daarvoor kan ons die Here alle lof en eer gee vir dit wat hy aan ons gegee het. So ook geliefdes, aan my kant baie hartlik welkom hierdie by vanaand se diens en ek hoop en vertrou dat hierdie diens 'n seën sal wees en dat die boodskap vir ons sal dra vir die nuwe jaar wat voorlê.
Geliefdes, kom ons raak stil voor die Here. Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê die Here, die Almagtige. Op hierdie plek sal ek vrede gee, sê die Here, die Almagtige. Aan almal in VGK die goeie hoop, wat deur Christus Jesus aan God behoort met hulle ouderlinge en diakens, genade en vrede vir u van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons sing hartlik saam en feestelik saam, nie trekkrag nie geliefdes, Gesang 286, Give me joy in my heart. Ons kan dit dan lekker saam sing. Gesang 286. Ons sal die Here dien met ons offergawes, waar ons dan ook Here dank dat die offer na die diakonale dienste te gaan, so lief is ons Vader dat U dan ook so wonderlik vir die barmhartigheid sal seën, soos ons weet lief is, moet ons sê ja, en die Here het daardie gemeente geseën, al was dit opdrag, al was dit moeilik, om steeds aan anders gegee en nog het oor gehad het, en die daar mense nog het dood was. So geliefdes, ons kan die Here prys dat ons barmhartigheid
aan die gang kon wees dat ons steeds aan ander kon gee, ongeag ons eie omstandighede as gemeente. So geliefdes, ons gaan dit doen na aanleiding van woordjies. Give what you give unto the Lord, unto the Lord, unto the Lord. Give what you give unto the Lord, and the Lord will give it back unto you. Give what you give unto the Lord, unto the Lord, unto the Lord. Give what you give unto the Lord, and the Lord will give it back unto you. Give from the heart, give from the heart, give from the heart, give from the Goeienaand gemeente, kom ons sluit die oë. Onze dierbare God en Hemelse Vader, Here Jesus, ek kom vanaand vir U nogmaals weer baie dankie sê, Here, dat U ons deurgedraai het deur nog 'n dag, Here Jesus. Here, vanaand waar ons kom aan die einde van 2025, Here. Here, kom ek vir U baie dankie sê, Here. Here, vir een en elkeen wat opgekom het na die woning, Here, om te kom sit onder die geklank van die woord, Here Jesus. Here, kom vra ek vanaand, Here, die offers wat opgekom het vanaand, Here. Here, die wat gegee het, Here. Here, kom seën vir hulle, Here. Kom vervul dit dubbelmatig vir hulle, Here Jesus. Here, en die wat nie kon gegee het, Here Jesus. Kom wees ook saam met hulle, Here Jesus. Here, kom vul vir hulle ook, Here, in die naam van Jesus, Here Jesus. Here, waar ons nou die jaar gaan afsluit, Here. Here, kom wees U saam met ons in die naam van Jesus, Here. Here, gaan van sitplek tot sitplek vanaand, Here. Here, kom raak een en elkeen aan vanaand, Here, met die duur en kosbare bloed in die naam van Jesus, Here. Here, kom vir die baie dankie sê, Here, vir elke rand en sent, Here Jesus, wat ingegooi is vanaand, Here. Here, kom seën U dit, Here. Here, dat ons dit kan gebruik tot uitbreiding van U koninkryk, Here Jesus. En die wat sal werk met dit, Here. Here, kom gee U vir ons die nodige wysheid en die insig in die naam van Jesus, Here. Here, ek kom bid dit nie omdat ek verdien nie, Here, maar uit enkele genade met baie danksegging. Amen en amen.
Geliefdes, vanaand staan ons op die drempel van 'n nuwe jaar, maar ons weet dat wanneer ons voor ons die jaar ingaan, weet ons ook, alhoewel daar goeie tye was, alhoewel daar gelukkige tye was daar ook die min gelukkige tye vir families wat deur moeilike tye gegaan het, families wat iemand na hulle afgestaan het. En terwyl die wêreld voorberei om te vier, neem ons 'n oomblik van stilte. Ons steek kersse aan, nie net om die duisternis te verdoof nie, maar as 'n simbool van die ewige lig van diegene wat ons vooroor as beplan moes groet. Maar geliefdes, voor dit weet ons dat die Christuskind gekom het, en net so is dit dan, dat ons alles hierdie jaar wat ons vermag het, kon ons niks doen, sonder dat ons Christus ervaar het in hierdie tyd nie. En daarom, geliefdes, sal ons alles wat ons doen vanuit die Christuskers doen, want dit, Christus, is soos wat hy sê, die lig vir ons wêreld, die lig vir ons lewe, en daarom hoef ons nooit te vrees nie, of in duisternis te lewe nie. Maar geliefdes, voor ons kom by die kerse wat ons aansteek, moet ons ook kerse aansteek waar ons ook nadink. Soos daar reeds gesê, moet ons ook vanaand 'n kers aansteek, ook vir goeie gebeure, vir goeie tye, vir lekker tye, vir tye waar ons vreugdevol was, waar ons gelukkig was, waar ons prestasie bereik het, waar ons 'n verhoging gekry het, 'n promotion gekry het, of waar ons ook skool verlaat het, waar ons ook goeie punte, al hierdie goeie gebeur het in hierdie jaar. En daardeur, geliefdes, steek ons ook dan so 'n kers aan vir goeie gebeure in hierdie tyd. Ons steek hierdie eerste kers aan met die hart vol dankbaarheid vir die goeie gebeure van die afgelope jaar. Ons dank vir nuwe lewe wat gebore is, vir huwelike, vir vriendskappe, vir verjaarsdae en dinge wat diep verdiep het. En vir elke klein oorwinning en oomblik van vreugde. Hierdie lig herinner ons dat die lewe 'n geskenk is en dat daar selfs in moeilike tye genadige oomblikke van skoonheid is en was. Maar ook in dieselfde tyd, soos Kersfees gesê, alhoewel daar gebrokenheid was, kon ons steeds 'n lied van Halleluja sing. Maar geliefdes, in hierdie tyd dink ons ook in besonders na waar ons mense aan kanker verloor het. Ons steek hierdie kers aan vir elke geliefde wat 'n dapper stryd teen kanker gevoer het. Ons onthou hul moed, die lang nagte en die krag waarmee hulle geveg het, maar ook die wat steeds veg met dit. En die wat ook oorwinnaars was. Mag hierdie lig 'n simbool wees van die hoop op genesing wat hulle nou in die ewigheid ontvang het. Dan, geliefdes, dink ons ook in hierdie tyd na aan diegene wat ook gesterf het aan HIV. Ons weet, ons leef in 'n wêreld waar stigma 'n groot probleem is. Ons steek hierdie kers aan om diegene wat gesterf het weens HIV verwante siektes. Ons onthou hulle menswaardigheid bo die stigma uit en ons eer hulle lewens. Mag hierdie lig ons herinner aan die deernis en die liefde wat ons aan mekaar verskuldig is. Dan, geliefdes, weet ons dat ons wêreld en ons gemeenskappe gaan maar gebuk deur bende geweld. En daarom, geliefdes, steek ons ook 'n kers aan vanaand vir ons gemeenskappe wat gebuk gaan met bende geweld, maar ook elke lewe wat verloor is in hierdie tyd.
Al is dit mense wat ons dink dit werd was, of mense wat onskuldig was, maar geliefdes, ons steek hierdie kers aan, vir lewens wat wreed kort geknip is deur bende geweld. Ons treur oor die potensieel wat verlore gegaan het en die leemtes in ons gemeenskappe. Maar ons steek ook die kers aan om ook ons te herinner dat God steeds in beheer is. Te midde van die duisternis wat ons ervaar in ons gemeenskappe, weet ons dat God steeds die lig is. Mag hierdie lig skyn as 'n pleidooi vir vrede en 'n einde aan die sirkel van geweld in ons strate. Dan geliefdes, is nog nie 'n kersie, maar ons ook in dieselfde tyd, ook 'n kers, in dieselfde van die kers se simboliek vir geslagsgeweld. Ons steek hierdie kers aan vir vroue, mans en kinders wat gesterf het weens geslagsgeweld. Ons herken die pyn wat dikwels agter geslote deure gebeur het en wat steeds gebeur. Mag hierdie lig dien as die belofte dat ons nie sal swyg nie en dat hulle name nooit vergeet sal word nie. En geliefdes, kan ons net ons hoofde buig. Here, hierdie kerse brand, soos hierdie kerse brand, vra ons dat U vertroosting bring aan die families wat vanaand 'n leesstoel aan die tafel het. Laat die lig van die herinneringe helder skyn en die pyn van verlies. Gee ons die krag om die nuwe jaar binne te stap met die lesse wat hulle ons geleer het en die lesse wat hulle ons geleer het en die liefde wat hulle agtergelaat het. Amen. Geliefdes, dan gaan ons nou geleentheid gee vir die name van die lidmate wat hierdie jaar ook in ons gemeente afgesterf het. As jy sien, hier is iemand wat familielid is of so nie, geliefdes wat opstaan nie, kan enige een aan die wyk of daar iemand een wat die naby is, net opstaan en dan ook dan net namens daar die mense dan ook 'n kers aansteek. Is julle regte agter vir ons? So geliefdes, die eerste naam is Suster Frederik, kan net vir ons so sagte musiek speel? Geliefdes is Venisa Jacobs, 25 Augustus, gesterf 5 Januarie. Dan geliefdes is dit Garnet John Jacobs, gesterf 30 Maart 2025. Dan is dit Brendan Neetling, gesterf 28 April 2025. Dan Johanna Boysen, gesterf 12 Mei. Allison Louise Knight, gesterf 22 Juni.
Christine Lakkey, gesterf 27 Junie. Enige een. Jan Jacobus Njal. Rachel Jacobs, gesterf 18 Julie. Steven April, gesterf 19 Julie. Is dit Katrina Davids, gesterf 28 Julie. Dan Dorothy Lorraine Plaatjes, gesterf 7 September. Laaste een is dan Jim Visagi, gesterf 14 September. So geliefdes, ons kan net so staan dan vir 'n oomblik van stilte. Amen. Geliefdes, die woord van die Here vind ons in Haga hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot 9. Haga hoofstuk 2 vanaf vers 1
tot 9. Profeet Haggai, hoofstuk 2, vers 1 tot 9. So Haggai is na Sefania, dit is onbekende boeke, maar dis daar Sefania, Habakuk en daardie klein profete. So, hier sal hulle daar vind. As jy nie so vinnig kan bly nie, kan jy maar voor in die inhoudsopgawe ook kennis. Dit is 'n onbekende boekie wat ons maar nie so baie lees nie. So Haggai hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot 9. As jy gedeelte het, sal die kerkraadslid vir ons kan voortgaan in gebed. Mevrou Fredericks. Kom ons sluit die oë. Ons Hemelse Vader, dan kom ons na U toe met dankbare harte. Here, U het vir ons uitgedra vir 'n hele jaar en ons weet dat U ook vir ons in die jaar wat kom sal uitdra. Maar wanneer ons vanaand in die spieël kyk en ons kyk verby ons gesig na die agterkant wat agter is, dan sien ons vreugde, ons sien hartseer, ons sien pyn, ons sien goeie dinge en ons sien nie goeie dinge nie. Maar die goeie dinge kan ons noem en almal sal bly wees met ons. Maar wanneer ons die nie goeie dinge, die dinge wat ons hartseer, die dinge wat ons aangeraak het, kyk, dan kan ons net sê, U was daar, want daardie dinge staan uit in ons taal, dat elke dag met iemand kan deel en sê, so het U vir ons deurgedra, toe ons in die moeilikste tye van ons lewe was, en wanneer ons hartseer was, het U vir ons getroos. Wanneer ons weer die hek oopmaak na die jaar wat kom, dan weet ons, soos U vir ons gehelp het in die vorige jaar, sal U vir ons dra in die jaar wat kom. Al is daar goeie tye en al is daar nie goeie tye nie. Here, maar vanaand wil ek ook die prediker aan U opdra. Ja, die prediker het 'n belangrike taak vir ons. Ons sien dit altyd nie raak nie. Ons sien ook nie die prediker, ons aanvaar, hy moet net daar wees. Ons aanvaar dat hy vir ons moet lei, hy moet sterk wees. Maar wanneer ons vanaand hier staan, dan vra ons vir U, wees met hom, onderkraag hom, help hom, dra hom deur ons, want hy moet sekere goed waarmee ons nie lekker voel nie, moet hy op hom neem en saam met ons daardeur dra. Ons vra dat U hom moet beskerm, behoed en bewaar, waar U woord oop is, Here. Ja, dit sal vir ons hoor en vir ons sien hoe die nuwe jaar sal ingaan. Maar ons sê dankie dat ons vanaand hier in die huis van U kan wees om daardie woord kan hoor en U te kan dra en vir ons kan bere. Ons vra dat U dan met ons moet wees met die prediker as ook die jaar vorentoe. Nie dat ons het verdien nie, maar uit U liefde uit. Amen. Amen. So Haggai hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot 9. Op 21ste van die 7de maand in die 2de regeringsjaar van koning Darius het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom. Vra tog vir Zerubbabel, seun van Sealtiel, is gouverneur van Juda, en die hoofpriester van Jesua, seun van
Josadak en vir almal wat van die volk oorgebly het. Wie van julle het gesien hoe mooi die vorige tempel was? Hoe lyk die een vir julle? Lyk hy nie na niks aan die vergelyking met die vorige een nie? Maar so Zerubbabel skep, maar nou Zerubbabel skep moed, sê die Here. En jy, Jesua, seun van Josadok, hoërpriester, skep moed. En julle almal burgers van die land skep moed, sê die Here. Begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here, die Almagtige. My belofte wat ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal ek nakom. My gees sal altyd by julle bly, moenie bang wees nie. So sê die Here, die Almagtige, nog een keer binnekort sal ek hemel en aarde, see en land laat bewe. Dan sal ek al die nasies laat wakker skrik en hulle sal met hulle skatte kom en so sal hierdie huis met rykdom vul, sê die Here, die Almagtige. Aan my behoort al die silwer, aan my al die goud, sê die Here, die Almagtige. Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê die Here, die Almagtige. Op hierdie plek sal ek vrede gee, sê die Here, die Almagtige. Dit is die woord van die Here, dank sy God. Geliefdes, hierdie gedeelte sluit aan met ook wat ons Kersfees behandel het, waar ons gefokus het op die gebroke Halleluja en waar alles in pyn lê, maar waar God steeds vir die volk vra, te midde van hierdie pyn, te midde van die tempel wat verwoes is, te midde van al die ashope wat hier lê, was die mens steeds geroep om te sing tot eer van die Here. En was die oproep Kersfees is deur ons gebrokenheid dat ons steeds 'n Halleluja lied moet sing. Maar geliefdes, wanneer ons hierdie gebroken Halleluja lied sing, beteken dit nie dat ons gebroken moet bly nie. Beteken dit nie dat ons net moet bly lê en hierdie lied sing nie. Beteken dit nie dat ons daaronder moet bly en verwag dat hierdie lied maar net 'n gebroken lied moet bly, want die Here luister steeds na die gebroken lied. Maar in dieselfde tyd, geliefdes, is die verwagtinge dat met tyd, dat hierdie gebrokenheid, hierdie stikkende fondasie, hierdie stikkende dinge steeds heel moet word, steeds herstel moet word, en steeds in 'n lied verander, wat nie meer so gebroken is nie, maar 'n lied wat Halleluja sing, wat sterk en kragtig is. En daarom, geliefdes, is ons tema vanoggend, vanmiddag, vanaand, en in dieselfde tyd, geliefdes, ook ons tema vir 2026 vir die jaar as gemeente, Rise and Build, Restoring the Foundation, Renewing the Spirit. Die boek van Haggai speel af in 520 voor Christus, so wat 70 jaar nadat die Babyloniërs Jerusalem vernietig het. Die Perse het die Israeliete teruggekeer en die Israeliete toegelaat om onder leiding van Josua en Zerubbabel terug te keer. Maar die stad en die tempel het steeds in pyn gelê. En hier, geliefdes, sien ons Haggai begin deur die mense te vermaan. In die eerste gedeelte wat ons lees, vermaan hy hierdie mense omdat hulle al hulle tyd en geld aan hulle eie luukse huise bestee. Al hulle tyd wat hulle mee besig is en is hulle besig om net hulle self te restoreer. So het gegaan oor die eie ek in hierdie tyd. Het gegaan oor hulle self en alles het in hulle luuksheid gegaan en hulle mooiheid te herstel.
En daarom geliefdes sien ons in hoofstuk 1 vers 3 sê Hagar, toe het die woord van die Here weer deur die profeet Hagar gekom. Vers 4 sê, is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl my huis in pyn lê. En hierdie huis, geliefdes, weet ons wat Hagar van praat, wat die Here hiervan praat, is die huis van die Here, wat in ruïns lê, wat in pyn lê, wat in as lê, soos wat ons gepraat het in Kersfees, hierdie pynhope wat daar lê, wat ons steeds moet juig en jubel uit ons gebrokenheid, is hierdie pynhoop wat hulle van praat hier, wat steeds daar lê, en nie in vernietiging lê, terwyl alles oor die volk self gaan. Hy verduidelik dat hierdie selfsugtige prioriteit die rede is waarom die land swaar kry onder droogte en swak oes, soos in vers 5 van dieselfde hoofstuk sê die gedeelte. Daarom so sê die Here, die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Sy woorde motiveer die mense om uiteindelik met die herbou te begin. Slegs 'n maand nadat die bou begin het die mense egter moedeloos geword, omdat die nuwe tempel maar armoedig lyk, omdat die nuwe tempel nie die pragt en praal was soos die vorige tempel wat gebou was nie, omdat die vorige tempel nie gelyk het soos dit moet lyk nie, en het hierdie mense hoop verloor, en het hierdie mense alles in hulle verloor, want hulle het hierdie pragtige tempel weer verwag, hierdie pragtige tempel soos dit in die verlede was. Maar geliefdes, in hierdie gedeelte moet Hagar weer kom, en die woord kom weer tot Hagar, en hy moet ingaan, en hy sê in vers 4 van ons geleesde hoofstuk, maar nou, Zerubbabel, skep moed, sê die Here, en jy, Joshua, seun van Josadak, hoërpriester, skep moed, en julle almal burgers van die land, skep moed, sê die Here, begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here, die Almagtige. Verder sien ons, geliefdes, gaan Hagar verder om die profetiese en die verlede aan te haal in vers 5 om vir hulle meer moed te gee. Wanneer die vers 5 sê, my belofte wat ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal ek nakom. My gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie. Dat hierdie tempel, geliefdes, eendag die plek sou wees van waar God die hele wêreld sou verlos en die universele vrede sou bring. Hy herinner hulle dat God se teenwoordigheid en toekomstige planne baie groter is as die fisiese gebou voor hulle oë. En hierdie gedeelte, geliefdes, wil die Here vir hulle sê, maar die gees wat in julle is, die gees wat daar in julle heers, is die gees wat ek in julle geplaas het. Is die gees wat ek in julle geplaas het, en daarom hoef julle nie bang te wees om hierdie tempel te herstel in die glorie wat dit was nie. Moet julle nie bang wees om te werk aan dit wat moet gewerk word nie. Want daarom sê hy, geliefdes, in vers 9, die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê die Here, die Almagtige. Op hierdie plek sal ek vrede gee, sê die Here, die Almagtige. In dieselfde tyd, geliefdes, sien ons, herinner hierdie Here vir hulle aan die verlede en hoe getrou hy in die verlede was, maar hy wil nie hê dat hulle moet vashou aan daardie verlede nie. Hy wil nie hê hulle moet vashou aan daardie verlede en dink daaraan nie, want hy sê wat voor lê is baie beter wat in die verlede was. Wat daar voor is baie beter. Rise up and build. Want geliefdes, wat voor lê, wat die Here vorentoe beplan, is baie groter as in die verlede. Haar waarsku verder dat die bouwerk alleen nie goed genoeg is nie. En ons die verdere gedeelte na hoof vers 9 lees, geliefdes, gaan hy verder in en hy praat van hoe dat van die onrein, en hy praat van hoe hulle gereinig word.
En in hierdie gedeelte raak ons bewus, dat is nie net die fondasie, die fisiese fondasie wat herstel moet word nie. Is nie die fisiese tempel wat moet herstel moet word nie, maar ons leefwyse moet ook herstel word. Ons harte moet ook verander. Dit wat ons nie moet in ons wees nie, wat nie van God af is nie, moet ook verander. Alles moet herstel. En daarom, geliefdes, gaan ons in die tweede gedeelte van ons tema, Restoring the Foundation, Renewing the Spirit. Want die gees wat in ons heers, gaan vir ons die moed gee om te herstel wat God wil hê ons moet herstel. Haggai waarsku verder dat die bouwerk alleen nie genoeg is nie. Hy gebruik die gelykenis oor rituele onreinheid om te wys dat as die mense nie ook hulle harte en gedrag verander nie, alles wat hulle bou onrein sal wees. Ware seën vloei slegs uit opregte berou en gehoorsaamheid. Die boek sluit af met die kragtige visie van God se toekomstige koninkryk, waar hy die mag van die nasie sal breek en die koning uit die slag van Dawid sal vestig. Dit laat die leser met die vraag of hierdie generasie getrou sal bly en beklemtoon dat ons daagliks keuses deel is van God se groter plan vir die wêreld. Hierdie sien ons dit gaan nie net oor die vernuwing en die herbou van die tempel nie, maar dit gaan ook oor ons mense gees en die verhouding met God, en dat dit ook gebou en vernuwe moet word. Want geliefdes, as ons sien waar God ons deur die jaar gedra het, is die vraag, kan ons met dieselfde gemoed 2026 ingaan? Kan ons met dieselfde gees ingaan? Of gaan ons met 'n halleluja gees in wat sê, prys die Here vir alles wat hy gedoen het? Die jaar wat die gemeente beleef het, was 'n moeilike jaar. 'n Uitdagende jaar. Ons is op 'n plek gewees waar baie moedeloos was, baie hopeloos was, baie trane gestort het, baie donker gelyk het. Met die dankseggensdiens na die bazaar het ek genoem waar ons was, is ons nie meer nie. Maar waarheen ons op pad is alles in die hande van die Here. Nie in ons hande nie. Nie in ons vermoë om te herbou nie. Ons moet alles in die Here se hande plaas, maar ons moet nou nie agteroor sit en relax en verwag die Here moet net alles doen nie. Maar ons moet ook hand aan die ploeg plaas. Watter hoop bring hierdie teks vir ons in 2026? In vers 4 wat sê, maar nou sê die Bybel, skep moed, sê die Here, en jy Josia seun van Josadak, hoërpriester, skep moed, en julle almal burgers van die land, skep moed, sê die Here, begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here, die Almagtige. En daarom, geliefdes, in hierdie roep God ons ook deur die bevriende Haggai om te sê, maar nou leraar van VGK die goeie hoop, skep moed, sê die Here. En jy kerkraad van VGK die goeie hoop, skep moed. En jy julle almal lidmate van VGK die goeie hoop, skep moed, sê die Here, begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here, die Almagtige. En daarom, geliefdes, VGK die goeie hoop, na die jaar wat ons gehad het, skep moed, want die Here, die Almagtige, is met ons. Skep moed en begin werk, nie net aan die fisiese nie, maar aan onsself vir 2026. Skep moed, VGK die goeie hoop. Woorde wat ek myself moet hoor. Aan geliefdes, is nie maklik altyd om moed te skep in moeilike omstandighede nie. Is nie altyd maklik om moed te skep. Is nie altyd maklik om die woorde te hoor nie. Maar geliefdes, die Here sê die woorde aan Haggai om aan die volk te sê, skep moed, want ek is by julle, die Here, die Almagtige.
Die Here roep hier ons tot 'n nuwe ywer, nuwe toewyding en tot nuwe krag om te begin te werk en te bou aan sy tempel en aan sy kerk. Alhoewel ons toekoms onseker is, sê God vir ons vanaand, skep moed VGK, die goeie hoop. Maar waarom moet ons moed skep as VGK, die goeie hoop? Want wanneer die verdigter verder gaan, sê hy in vers 5, geliefdes, die Here sê nie net skep moed nie. Hy sê vir hulle, hy herinner hulle, hy gaan terug, en hy sê aan hulle in vers 5, my belofte wat ek met julle, met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal ek nakom. My gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie. Hierdie herinner God ons nie die volk van hoe lekker die verlede was nie, maar eerder herinner God die volk van hoe getrou hy was en hoe steeds getrou hy sal wees en dat hy sy beloftes sal nakom en dat ons nie moet te vrees nie. Hy maak hier die belofte en sê, ongeag ons omstandighede, ongeag hoe donker dit lyk, hy is aktief betrokke in hierdie donker tyd. Al slaap ons in die nag, die Here is aan die werk. Dan herinner God ons verder, die volk, dat alles aan hom behoort en dat daar nie in oorvloed aan hom gebring gaan word. En die Here sê, ek gaan net so 'n bietjie skitting begin. Ek gaan net so 'n bietjie vrees bring, sodat almal weer terugkom na my toe. Sodat almal weer kan doen en hulle pligte kan nakom aan my, wat alles behoort aan my en my alleen. Dan sal ek, en dan sê hy, dan sal ek die nasies laat wakker skrik, en hulle sal met hulle skatte kom, en so sal ek hierdie huis met rykdom vul, sê die Here, die Almagtige. Maar hierdie mag voel of ons as gemeente jaar na jaar dieselfde boodskap hoor. Jaar na jaar 'n boodskap hoor van skep moed. Jaar na jaar hoor, maar tog lyk die jare bleek. Maar geliefdes, die Here gaan verder en sê in vers 9, soos ek al reeds gesê het, wat ons was, is ons nie. Maar geliefdes, waarheen ons op pad is wat saak maak. Want vers 9 sê dit, die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê die Here, die Almagtige. Op hierdie plek sal ek vrede gee, sê die Here, die Almagtige. En daarom, geliefdes, sê die Here, hy maak nie leë beloftes nie. Hy maak nie beloftes wat hy nie na sal kom nie, want hy sê in vers 5, my beloftes wat ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal ek nakom. Ons hoef nie bang te wees nie vir die nuwe jaar nie. Ons hoef nie bang te wees dat dinge vir ons dalk dieselfde gaan wees nie. En al is dit ook dieselfde, dit sal nie dieselfde wees nie. Geliefdes, al is dinge onseker, weet net dat die Gees van God is binne in ons. En daarom kan ons die jaar binne gaan met 'n nuwe ywer, met 'n nuwe moed en met nuwe krag. Want die Gees van God is binne ons. Die roepstem van Hagar aan ons is duidelik. Moenie langer wag nie. Moenie moed verloor omdat die begin klein gelyk het nie. Moenie jou energie mos op dinge wat nie ewigheidswaardig het nie. Restoring the foundation beteken dat ons God weer eerste sal stel in ons lewe. So ons moet God weer terugbring in ons lewe. God weer meer vertrou in ons lewe. Want die God wat aan die begin gewerk het, is steeds dieselfde God wat vandag en in 2026 gaan werk. Renewing the Spirit beteken dat ons moed skep, omdat sy Gees by ons bly. As ons dit doen, beloof die Here dat die toekoms meer roemryk sal wees as die verlede. Nie omdat ons sterk is nie, maar omdat hy die almagtige God is wat vrede gee.
Geliefdes, rise and build, restoring the foundation, renewing the spirit. Staan op en bou, die Here is met jou. Amen. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie dag. Dankie vir hierdie oomblik, Here, waar ons weer eens kon hoor van U Gees. Weer kan hoor, Here, dat U die God is wat aan die werk is. En dat U vir ons beloof, Here, dat U die God is wat ons in oorvloed gaan gee. Dat U die God is wat ons kan uitsien, Here, dat aan ons toekoms is groter as ons verlede. Here, dankie, Here, vir hierdie jaar wat ons deurgemaak het as gemeente. Here, dankie, Here, vir elke glimlag. Here, vir elke blydskap, vir elke viering, Here. Here, dankie, Here, vir elke ding wat ons deurgegaan het. Maar Here, dankie ook vir die moeilike tye. Here, want na die tye het ons besef, Here, dat ons nie op ons eie vermoëns kon staatmaak nie. En na die tyd het kon ons besef dat ons nie op ons eie kan staatmaak nie. Dat ons nie op ons eie kan staan, Here, maar ons op U kan moet vertrou, Here. Maar Here, ook net U nie, Here, dat ons ook op 'n gemeente moet vertrou. Here, dankie, Here, want toe dit moeilik gaan het, Here, dankie dat U 'n gemeente gestuur het wat gehoorsaam was aan U roepstem. Here, dat dit moeilik gelyk as 'n VGK die Goeie Hoop. Here, dit donker gelyk. Here, dit het hartverskeurend gelyk. Maar Here, hier staan ons vanaand met dankbare harte, Here. Here, want U was getrou. Here, U was 'n God, Here, wat ons deurgedra het. Here, op 'n drempel gestaan, Here, waar ons gedink het, Here, dat daar niks meer wat ons kan doen. Maar Here, ons dank U dat U steeds getrou is. Dat U steeds getrou was, Here, in hierdie jaar. Want U het vir ons gewys, Here, van wat U in staat is om te doen. En Here, het alle lof en eer kom aan U toe. En Here, dankie, Here, dat U die God is wat getrou is. Here, waar ons 2026 binne gaan, Here, seën ons. Is ons seker, maar Here, ons weet, ons kan net op U vertrou. Here, waarheen dit ook al gaan, Here, ons vertrou net op U en op U alleen. Amen. Liefdes, ons het aan die einde van die diens gekom. Het is nou oor 12. Maar ons is, soos die koortjie sê, Suster Kloete, as God begin beweeg, wie kan omkeer? So geliefdes, ons kan ons slotlied sing en na die slotlied sal ek die seën uitspreek en na dit kan u dan vir mekaar geseënde nuwe jaar dan sê. Die slotlied is gesang 379 op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Suster Majid, ons sal al die verse saam. Ik heb nog hier.
dit by sê, geliefdes. Suster Fredericks, ek is amptelik op verlof. So geliefdes, kom ons vang die seën en gaan huis toe in vrede. Mag die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u almal wees. Amen. Geseënde nuwe jaar aan u almal, geliefdes. Ini